Goeiedag. Ek wil vir u help om Kersgeskenke hierdie jaar te kan bekostig. Weet jy, geskenke is so 'n mooi gewoonte. Ons het daai gebaar van die wyse manne, die sterrekykers, wat hulle vir Christus wou sê, ons erken U as koning en nou gee ons vir U goud en wierook en mirre. Daai geskenk, daai gewoonte het ons gevat en ons het dit iets moois daarvan gemaak. Ons sê daardeur vir mense, ons is lief vir julle, ons waardeer julle. Ons wil ons liefde wys deur iets te gee en dan soek ons iets spesiaal uit vir hierdie ene en ons spaar vir iets vir daai ene, want ons wil dit doen uit liefde uit. Maar geskenke is ook lelik. Ongelukkig het dit 'n gewoonte geword wat maak dat ons dit maar net doen want ons moet dit doen. En dan koop mens iets wat die persoon nie nodig het nie, maar 'n pligsgeskenk wat ook nie juis gebruik gaan word nie en wat maar op die ou end iewers in 'n kas geberg gaan word, want dit moes gegee gewees het. En daarom moet 'n mens vra, hoe kan ons hierdie geskenk, hierdie gewoonte regtig mooi maak hierdie jaar? Dat dit nie maar net nog 'n pligsgeskenk is nie. Sê nou maar, ek maak 'n voorstel dat 'n mens hierdie jaar niks geskenke wat geld kos gee nie, maar mens gee wel goeders wat baie spesiaal is en baie sterk liefde wys en dra. Dat 'n mens op die ou end sê, kom ons verander die gewoonte van geskenke gee en gee dit totaal nuwe inhoud. Ek dink dit gaan nogal Kersfees makliker maak, meer bekostigbaar maak. Gaan maak dat jou kaste, as jy die dag eendag moet trek, meer leeg gaan wees. Jy gaan makliker trek. Jy gaan minder goed hê om jou oor te bekommer. Vreemde voorstel, maar kom ons dink 'n bietjie daaroor, want ons sal teen die kultuur moet ingaan. Ons ekonomie en kultuur sê, koop soveel as moontlik. En solank as wat daar goed in die winkels verkoop word, dan sê dit gaan beter en beter en beter met die land. Ons meet hoe goed dit met 'n land gaan op grond van hoeveel daar gekoop word. En hierdie consumerism, ons kan nou maar sê wat ons wil, ons is deel daarvan. Ons speel saam en ons doen wat daarmee wat gedoen, wat dat mense dit ook maar net doen. Sê nou maar ons verander dit. Sê nou maar ons kyk na die ware behoeftes, die hartsbehoeftes. Daar's 'n baie bekende piramide van behoeftes deur 'n sielkundige Maslow opgestel, ongetoets, maar baie bekend en word baie wyd aangehaal. En hy sê daarin dat op die ou end het 'n mens so 'n laag van behoeftes. Heel onder is die fisiologiese kos, klere, die feit wat jy fisies nodig het om te oorleef. En dan, as dit daar is, dan het jy daarom krag om te sê, ek wil daarom ook veilig wees, dan kan jy werk aan veiligheid. En dan, daarna kom jy by iets meer geestelik uit, soos erkenning, en later liefde. En op die ou end sê hy, die heel boonste is dat ek graag my potensiaal wil bereik, wil voel ek het gekry wat my self is, my wese is, selfverwesenliking. Nou, daar is dus beslis ruimte vir die fisiese, dit wat ons moet koop en wat die ekonomie genadiglik vir ons baie beter gee as baie al die vorige eeue. Maar nou plak ons die fisiese goeders vas aan die geestelike behoeftes, die hartsbehoeftes. En ons sê as ons dit het, hierdie fisiese voorwerp het, dan gaan ons geestelike behoeftes, ons hartsbehoeftes vervul wees. Byvoorbeeld, as 'n mens dink aan vergenoegdheid, ek gaan slaap en ek is rustig vergenoeg, dan dink ek sal dit hê as ek
genoeg het, as al my lysie van goed wat beskikbaar is, wat ek wil hê, wanneer ek dit het, en 'n mens het nooit genoeg nie, want die lysie word deur ons kultuur al hoe langer gemaak. Wanneer het 'n mens genoeg? En dan, as 'n mens wil voel jy is suksesvol, ek het myself verwesenlik, dan dink ek as ek die simbole van sukses het, 'n kar, 'n huis, 'n beroep met 'n groot salaris, dan is ek 'n sukses, dan voel ek het selfverwesenliking bereik wanneer ek die items vassit aan my hartsbehoefte. En dan die behoefte dat ek daarom wil met selfvertroue optree, dink ek sal daarom met groter selfvertroue optree as ek 'n indruk kan maak. En weer eens, die besittings waarmee ek kom, die mooi klere, die voertuig, die soort dinge wat mense beïndruk. As ek daai besittings het, dan gaan ek selfvertroue hê. Kan jy sien hoe dat hierdie goeders vasgeplak word? En dan kom mens by veiligheid en sekuriteit, as al my stoorplek vol is. Dan voel ek, nou kan ek lekker slaap. Ek is veilig en versorg. En ongelukkig kan ons moeilik daaruit ontsnap, want ons lewe in 'n wêreld waar dit geadverteer word. En jy weet wat is advertensies se groot leuen? Hulle beloof iets net so groots, en die werklikheid is net so min. Hoe gaan ons daarvan ontsnap? Ons gaan ontsnap as ons agter Jesus aanloop. En Jesus is kontrakultuur. Dit beteken, hy stroom op. Hy het gesê, moenie doen wat selfs 2000 jaar gelede se kultuur gesê het, van koop en wys jou rykdom deur jou besittings nie. Hy het gesê, en ek wil dit vir u lees, hier in Matteus 6, daar staan, moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. En dan hierdie kernlyntjie, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Nou, dit beteken nie ek moet verdienste maak en in die hemel kry nie, want in die hemel het ek 0 verdienste. Ek is daar op grond van Christus se verdienste, sy genade. Maar wat hierdie woord sê is, ek moet my prioriteite daarbo maak. Ek moet dus vir my sê, my hart sê, godsgoeders is belangrik. Ek dink nie daar bestaan so Afrikaanse woord nie. Maar die goed wat vir God belangrik is, die waardes, die prioriteite, die reg en die verkeerd, die liefde wat hy gesê het, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. As 'n mens daardie goeders jou prioriteit maak, waaraan jy tyd en geld bestee, dan gaan jou lewe in orde kom. Dan gaan jou hiërargie van behoeftes reg wees. Jesus se hiërargie, nie net Maslow se hiërargie. En hy daag toe op 'n stadium sy disippels uit om te sê, kom ons waag dit. En kom ons lees dit hierso in Matteus 10, waar hy sy 12 disippels uitstuur en sê, gaan verkondig die evangelie, die boodskap van God, maar kyk of julle dit kan regkry sonder die sekuriteit van geld in 'n hele donkie vol gelaai met al die padkos wat julle saamvat. Ja, hy sê, moenie vir julle goud of silwer of koper in julle beursies sorg nie. Moenie vir die pad 'n reissak aanskaf of nog 'n kledingstuk of skoene of 'n stok nie. 'n Arbeider is tog geregtig op onderhoud. Nou wat hy hierso sê is basies, as jy gaan as evangelieverkondiger, mag jy met vrymoedigheid vra, ek gee vir julle die goed wat kosbaar is, sal julle ook vir my sorg vir kos en klere en slaapplek? Dis wat 'n leraar doen, dis wat 'n predikant doen. Mens gee iets wat kosbaar is en jy ontvang daarom
die lewensmiddels wat nodig is. Maar dis 'n wagstuk. Hy het gesê, moenie gaan veilig voel dat ek uitgaan en gaan veilig versorg wees want ek het iets in my sak, my beursie waarmee ek kan kos koop nie. Vertrou op die medemenslike liefde van die mense wat die evangelie hoor. Vertrou op Ubuntu dat jy versorg sal word. Sien ons kans om dit te wag? Baie moeilik. Ons wil graag iets in my binnesak hê. Iets sodat as my kar breek, ek kan sorg, ek hoef niemand in die oë te kyk nie. Kan jy sien hoe moeilik dit is om Jesus se waardes te volg? Want sy waardes is glad nie goed vir die ekonomie nie. Sy waardes sê, as 'n mens nie skatte hier op aarde bymekaar maak nie, dan koop jy minder en dan gaan die ekonomie nie so groot wees nie. Maar gaan die hartsekonomie nie beter wees nie? As ons elkeen die basiese lewensmiddels het wat ons nodig het om te oorleef en nie vol geprop word met die luksehede, met die goed wat nice is, wat nie necessary is nie, wat lekker is om te hê, maar nie lewensnoodsaaklik nie. Dis nogal 'n waagstuk. Maar kan dit dalk werk? Wat kry mens dalk? Weet jy, ek sien dat eenvoud 'n geskenk kan wees wat hier uitkom. Eenvoud help 'n mens dat jy kan fokus, want jy word nie weggetrek van die dinge wat belangrik is deur die kleiner dingetjies wat jy moet oppas en versorg en netjies maak en mooi maak en sorg dat dit nie gesteel word nie. In ons tyd kan ons nogal reg kry dat die mot en die roes nie meer verniel nie. Ons het mottige van ons verfiegoeders dat dit nie roes nie. Ons het wel nog die probleem dat diewe inbreek en steel. Maar is dit nie baie eenvoudiger as jou huis nie die grootste huis is wat dalk geteken word deur die dief wat wil inbreek en steel om sy hartsbehoeftes wat hy dink vir hom sal gelukkig maak te vervul nie. Dat jy in eenvoud lewe. Sal dit nie dalk help dat die mense prioriteite reg is nie. Dat jy sê God is die heel belangrikste en dan is dit mense. Mense se hartsbehoeftes, nie net dit wat ek vir hulle as geskenke gee nie. Ons gee graag vir ons kinders nog 'n speelding want ons wil vir hulle gelukkig maak. Maar dalk het dit nodig dat ons vir hulle minder speeldegoeders gee, maar meer van jouself. Meer van die goed wat hulle regtig gesonde mense sal maak. Wat met vreugde kan lewe, met veiligheid, wie se hartsbehoeftes regtig vervul sal wees. En daarom moet ons ook sê, kom ons kyk of ons nie dalk hierdie jaar kan begin met 'n eenvoudiger lewenstyl nie. Daar's 'n Engelse uitdrukking wat sê, live simply so that others can simply live. Die uitdrukking het baie betekenis. Dit sê, as ons meer eenvoudig lewe, dan gaan hierdie aarde dalk meer kan voortbestaan, volhoubaar wees, want ons koop en koop en koop, gebruik die hulpmiddels van die aarde op en later is ons aardbol verniel. Dus 'n eenvoudiger lewenstyl gaan maak dat ons kinders en agterkleinkinders nog steeds 'n aardbol het wat gesond is. Dit beteken ook dat 'n mens partykeer wanneer jy eenvoudiger lewe, het jy soveel meer om te kan deel. Op die oomblik sê mens dikwels, ek kan nie bekostig om ietsie weg te gee nie. Want ek het alles nodig, partykeer omdat mens reeds bokant jou vermoë lewe en die skuld
en die eise so hoog is dat jy nie nog 'n sent kan bysit nie en nie 'n sent kan afstaan aan iemand anders nie. As ons dalk eenvoudiger lewe, het ons soveel meer om te kan weggee en kan die wat regtig swaar kry. Dalk by my 'n werkie kry, mens hoef nie alles uit te deel nie, sodat hulle met selfrespek ook iets kan verdien en kos en klere en blyplek kan bekostig. Live simply so that others can simply live. Dalk is dit nodig om minimalisties te lewe. Minimalisme is 'n lewenstyl waar ek krities na my huis kyk en sê, wat het ek regtig nodig? Wat gebruik ek? Nie die goed wat in my handkas is vir dalk gebruik, maar ek het in 5 jaar en 10 jaar dit eintlik nooit uitgehaal of minimum uitgehaal. Wat het ek regtig nodig? Kyk daarna en sê, gaan ek jou gebruik? Is jy mooi? Het jy sentimentele waarde? Indien nie, gee ek dit weg of ek gooi dit weg. Groot uitdaging, moeilik. Maar ek onthou ek het gesê, dalk kan jy dalk hierdie jaar se Kersgeskenke bekostig. Daar's 'n rede vir my uitdaging. Wat is op die ou end dit wat vir 'n mens dit prakties beteken? Dit beteken ons sal moet minder maak. Minder in ons eie huise hou deur weg te gooi, weg te gee. Minder heeltyd in te kry en nog iets te koop wat maar net lekker sal wees om te hê, maar onthou daai lekker duur net 10 minute, dan is dit ook nie meer lekker nie. Dit beteken dat ons sal ook regtig minder moet koop en dis regtig 'n Kerstyd kan bekostig wat bekostigbaar is en dat 'n mens vir mense op die ou end dalk eerder 'n geskenk gee wat nie aan waarde gemeet word aan die prysetiket nie, maar aan die ware waarde daarvan. Ons gesin het maar die gewoonte, ons het so 'n bedragie wat ons sê vir elkeen gee ons iets van hierdie bedrag, sodat 'n mens daarom nou vir niemand laat voel jy trek hom voor nie. Dalk is dit goed om te sê, kom ek gaan dink aan iets wat prysloos is, daar is nie so Afrikaanse woord nie. Maar nie deur 'n prys, deur sy prys word sy waarde bepaal nie. Wat eintlik onkoopbaar is, onbekostigbaar is. As 'n mens vir 'n kind sê, hier op jou papiertjie staan daar, jy kan elke aand 'n kwartier van my tyd kry. Is dit nie baie meer werd as 'n groot speelding? Jy kan hierdie deel van my menswees by my kry, die moeite wat ek vir jou sal doen, dan gaan ek dit vir jou as 'n Kersgeskenk op papier prakties beloof. Wat wen 'n mens daardeur? Ek wonder of mens nie 'n groot stuk vryheid kry nie. Ek hoef nie te jaag en te jaag nie. Ek hoef nie my begroting elke keer te laat rek tot op die maksimum en te kyk, gaan dit dalk daarom nog klop nie. Ek gaan vry wees om met liefde vir ander mense te gee wat uit my hart en uit my binnekant kom. Die godsgoeders, die hartsgoeders wat vir hom of haar die lewe werklik waardevol gaan maak. Ek dink 'n mens kry 'n stuk tevredenheid, want ons consumerism, ons verbruikerskultuur werk op 'n kroniese ontevredenheid. Net soos wat ek dink, ek het nou alles, dan ontdek hulle nog 'n foefie en dan sê hulle vir my, as jy nie dit het nie, dan is daar iets met jou verkeerd. Dis hulle kweek ontevredenheid sodat ek 'n behoefte het. En daar's 'n verskil tussen behoeftes en begeertes. Advertensies kweek begeertes. Behoeftes is wat regtig nodig is, die lewensvitamiene wat ek nodig het om te kan met vreugde en met sinvolheid lewe.
op die ou end gaan daar 'n stuk tevredenheid kom. Daai groot behoefte wat heel bo is, dat ek in vrede kan gaan lê en aan die slaap raak sonder die gejaagdheid wat vir baie mense in ons tyd tot by uitbranding, ooreising wat hulle permanente skade gee, tot by daai uitbranding gelei het. En die laaste is dat 'n mens dalk skuldvry kan wees. Dat jy kan sê, ek gaan op die ou end my begroting laat klop. Partykeer is dit juis die verlede wat so gemaak het, dat ons met skuld sit, dat ons 'n skuldberader nodig het. Terwyl as ek met die regte prioriteite lewe, hoef daar nie skuld in my lewe te wees nie. En daarom wil ek vir jou die advies gee. 'n Bekostigbare Kersfees is dalk die een waar jy minimalisties lewe, waar jy die werklike waardegoeders gaan kry, wanneer jy die stroom opstyl van Christus sal volg. Kom ons bid daarvoor. Hemelvader, ons wil bid vir 'n mooi Kersfees. 'n Kersfees wat onvergeetlik is. 'n Kersfees wat propvol is van die skatryk geskenke van liefde, vreugde, vrede, goedheid, getrouheid, selfbeheersing. Al daardie vrugte van die Gees. En ons wil vra dat U vir ons sal help daarmee. Maak vir ons los van hierdie gejaagdheid van ons kultuur. Help vir ons dat daar werklik 'n stuk rustigheid in ons binneste en ons harte sal wees, sodat ons met daardie rustigheid kan lewe met vreugde en vrede. Here, ek wil bid dat die Kersdag oomblik vir mense sal 'n pragtige oomblik wees. Gee dat ons liefdesverhoudinge op 'n Kersdag 'n simbool sal wees van wat die hele jaar se verhouding is. Gee vir ons die genade dat ons vir mekaar die hele jaar sal gee wat regtig ons hartsbehoeftes is, en dat ons vir mekaar op die manier kan gelukkig maak. En Here, ook vir U kan gelukkig maak. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Mag U regtig die vrede van Christus beleef.